Wow. Weet julle hoe meer ek hoor, hoe meer klink dit vir my so interessant. Ek kan net die Vader bedank daarvoor vir alles wat soos hy nou net gesê het, dinge baie makliker maak. Maar wel, ek wil net gou-gou vir jou sê, jy luister na Inspire Elsie's Radio. Ek is Abida Dikten Mohammed, my tegnikus is Ilham Hussein en my gas vandag is Zenowen Cornelius. En Zenowen is blind, maar ek gaan vir julle sê, hierdie jongman, hy laat niks vir hom onderkry nie. En as jy vir ons 'n boodskapie wil stuur, jy kan vir ons stuur op ons WhatsApp nommer is 068 102 4094 068 102 4094. Ek gee ook vir jou natuurlik ons lekker dingetjie waar jy kan luister na ons. Jy gaan na jou foon toe of jou laptop of jou komputer en jy sit dan in daar die 3 W's en 'n dot Inspire Elsie's Radio.co.za. Alles een woord, né? So en dan kan jy lekker na ons luister. Nou Zenowen, hier word Zenowen nou, hy's klaar met skool, jongman, you name it. En daar hoor ek net een dag, julle, Zenowen het 'n vrou. Ek sê, wat? En toe ek weer hoor ek, Zenowen het 'n baba. Nou Zenowen, vertel gou daar vir ons mense, is jou vrou ook blind? Ja, sy is nie blind nie, sy is semi-blind. Okay. Nou wat is die verskil tussen blind en semi-blind? Ek dink dis altyd waar die groot wrywing inkom. Ek dink hulle gebruik die term semi-blind is tussen jy kan nog redelik sien en jy is ook daar is jy goed is wat jy nog nie kan sien nie. So ek dink baie mense wat geklassifiseer word as semi-blind, is sekere mense wat nou nie in die aande goed kan sien nie of sekere klein goedjies nou nie raak kan sien, dan sit hulle jy kan nog sien, maar daar is goedjies wat jy ook nie kan sien nie, dan noem hulle dit semi-blind. Jy is in die middel basis. Okay. Yes. En 'n dogtertjie? Nee, sy kan sien. Nou kan jy. Nou kyk nou net daar. Kyk hoe amazing is daai. Pa is blind, ma is semi-blind, maar dogter makeer niks. How amazing is that? Oh my goodness. Nou, Zenowen, dink jy nou, wag, ek wil nou nie. Ek wil nou ietsie gesê, maar kom ons los, maar daai is privaat. Nou, Zenowen, hoe oud is sy nou, die kleintjie? Sy is nou 5. Ja. Yes. 5 jaar oud, yes. Waar gaan die tyd? Yes. So dis alweer amper skooltyd en yes. Allerlei tipe van goeders. Yes. Nou so nou hier kom die vraag, ja. Jy is nou blind gebore. En soos hy nou genoem het daar van die tegnologie vandag en so aan. As die dokter nou moet sê, Zenowen, ons kan jou oë opereer en wanneer ons klaar is, gaan jy weer kan sien. Sal jy daai opportunity vat? Okay, so die antwoord, maklike antwoord is nee. En as het in die week het ek met iemand dieselfde gesprek gehad. So vir my is dit my oë het nie regtig van my agtergehou in die lewe en dit wat ek wou bereik het nie. Okay. So vir my is dit net wat gaan dit nou different doen as wat daar nie reeds was nie of wat daar nie reeds is nie. So as dit is sal ek dit doen en ek sal ook nie sleg voel as ek nou totaal en al niks lig of donker vir my kan sien nie. Want vir my is dit net soos baie blinde mense sit in hoekies. Hulle probeer uitfigure wat hulle niks gaan doen. Hulle wag vir geleenthede. Maar op 'n einde van die dag, as jy nie jouself 'n geleentheid gaan skep nie, dan gaan jy wag vir ewig. So my kondisie het nie vir my agtergehou nie. So ek glo ook nie dat dit vir my verder van vandag af vorentoe verder sal agterhou of dat dit nou sommer vir my sal agterhou nie. So om die antwoord in 'n maklike manier te antwoord sal ek sê nee. Ek sal regtig daai operasie vat nie. Ja. Sure. Wel, ek dink nou net dit is mos natuurlik enige een se droom om weer te kan sien in daai tipe van goeders. En hier hoor julle nou Zenowen sê absolutely not. Hy is tevrede met hom wat nie kan sien nie. Hoe oud is hy nou, Zenowen? Ek is nou 33. Nou kyk dan. Vir 33 jaar kan hy nie gesien het en ek dink ek kan sy punt
ek kan dit verstaan. So vir 33 jaar kon hy nie gesien het nie. Hoekom moet hy nou sien? En ek onthou nog, jy ken seker vir Hein Wagner. 100%. Ja, nou Hein Wagner is mos ook 'n man wat ook blind gebore is. En ek het 'n hele paar jaar het ek 'n TV-onderhoud, nee, ook 'n radio-onderhoud het ek gevoer met Hein Wagner toe ek nou by die ander radiostasie was. En daai was ook my vraag, my grootste vraag wat ek hom gevra het. En hy het ook gesê nee. Dit laat my nogal dink hoekom hulle sê nee, nee. En hy het ook gesê nee, hy sal nie die operasie doen om weer te kan sien nie. En my vraag was toe vir hom, maar hoekom nie? En dit is wat hy gesê het. Hy sê hy sal te bang wees vir wat hy sal sien of wat hy nie moet sien nie. En dit was vir my like mind-blowing, really mind-blowing. En julle dink ze nou doen al hierdie goede, ek onthou ewen daai Hein is 'n bietjie meer walhas as Genoven. Hein, hy ry vir jou 'n kar op die pad, né? Hy doen nou ook die overseas marathons, dit weet ek. En hy klim dan ook berg en hy is blind so. Yes. But it's just super amazing. En dan onthou ek nou, hy dan ook nou 'n maatskappy, het hy nie nou nie, 'n hele paar jaar gelede, het hy 'n maatskappy oopgemaak wat hy dan net blinde mense aanvat en hulle werk op hierdie computers en goedes and that is for me super amazing. Sure. Nou Zenoven, jy het dan nou goedjies nou al bereik in jou lewe en daai tipe van goeders en so aan. In godsdiens, hoe is jou godsdiens belangrik vir jou in jou lewe? Ja, ek dink as ek moet antwoord, sal ek sê juist die dag toe ek vrede gemaak het met my kondisie, my toestand en toe kon ek net weer eens besef dat die Here se hand is nogtans oor in sy lewe. So godsdiens, dit is my dryfkrag. Dit is my dryfkrag in alles wat ek doen. Sodat ek dink ek is aan die Here baie dank verskuldig vir my lewe tot dusver. En iemand vra my ook 'n vraag dat ja maar is jy nie kwaad vir die Here dat jy nie kon sien nie. Ek sê ek is dankbaar. So baie min kere gebruik ons die woord ons is dankbaar. Maar ek is dankbaar want ek besef is net die genade wat ons hier is. En dit het vir my laat verder gaan om in die Bybel te gaan, bietjie teologiese opleiding te kan kry. Ja, en my grootste wens en my grootste doelwit op hierdie aarde is om 'n projek te begin om almal die jong mense van die strate af te kry met hulle dwelmmisbruik, alkoholmisbruik. Want daar is 'n antwoord en daar is 'n oplossing. So ek bedoel ek het nie gehad wat 'n ander kind gehad het nie. 'n Ander kind het nie gehad wat ek gehad het nie, maar nogtans ons het lewe en dit is wat ons almal het. Ons kan asemhaal, dit is wat ons almal het. En godsdiens is vir my regtig waarop ek my lewe bou vandag en dit is vir my die grootste dryfkrag tot waar ek vandag is. Sure. En dan Zenoven so ver met jou godsdiens, jy's ook dan 'n pastoor, is ek reg? 100%. So pastoor, laat ek gou vir julle hierdie sê, op 'n Sondag luister ek nou, pastoor se stem is so kragtig julle. So pastoor hou diens Sondag daar in die area. En wanneer pastoor nou praat, dan kan ek sê almal van ons in die sirkel, ons kan dan hoor presies wat pastoor praat. So kragtig is sy stem en so aan. En wanneer jy luister, dan sal jy nooit dink aan om te sê dat daai persoon is blind wat nou so die woord daar uiter en so aan nie. Nou om ons nou Sondagsoggend om ons nou dienste hou, moet jy ook mos nou voorberei. Of wanneer berei jy voor? Okay, so dit is maar ek dink dit is maar 'n alledaagse ding. So jy sal soms ontvang jy iets op 'n Dinsdag en dan skielik op 'n Sondagoggend dan is dit nee, dit moet nie meer dit wees nie, dit moet daai wees. So ek dink ons moet maar altyd net gereed wees en om te doen soos ons moet doen, soos volgens die leiding van God af. So ek sê soms
Anders jy al klaar voorberei, maandag is alles die woord is reg vir Sondag en dan skielik Saterdag aan kom iets anders en dan moet jy nou heel verander so. Maar ek dink dit is nog steeds exciting, dit is nog steeds opwindend. En soos ek sê, Abida, soos ek sê dat my grootste doel is om regtig waar die areas wat ons inlewe om regtig waar daardie jong kinders bloot te stel aan die antwoord wat daar is. So ja. Ja, julle, daar hoor julle dit nou uit 'n pastoor se mond uit en ek kan vir julle sê 'n mens moet baie keer luister en dit maak baie keer die saak wie dit uiter nie of wie dit sê nie of dit nou van 'n jong persoon of 'n ou persoon kom. Baie keer sê mense altyd dis nie wat sy sê nie, maar hoe sy dit sê. Yes. Maar ek sê weer eerder ons mense fokus te veel op hoe 'n mens 'n ding sê in steede van wat 'n mens sê. Daar's nou ook daar's ook 'n verskil daaraan. Regtig waar. Nou so nou is de Nouwen dan mos nou groot. Yes. Sy Nouwen werk. Yes. Nou gaan iemand vra maar wat kan 'n blinde persoon doen in werk? Verduidelik gou daar vir ons. Okay, so ja, ek dink 'n blinde persoon kan eintlik enige iets doen. Behalwe dat hy kan nou nie werk as 'n lorrybestuurder of so. Ja. Maar enigiets anders glo ek met alles binne my dat 'n blinde persoon kan doen. So ek het 'n diploma gaan doen in Human Resource Management. Wow. En dan het ek ook industriële sielkunde gedoen. So ek dink die pad is regtig waar oop. Ek dink tans werk ek in een van hy velde wat ek gestudeer het. Ek dink dit is die wonderlike ding van die lewe. Jy weet nooit waar jy gaan uitkom nie. Ja. En soos ek altyd vir mense sê as hulle my vra, hoe werk jy? Sê ek werk baie hard want die enigste tyd wanneer ek nie werk is wanneer ek slaap. So Jy reg. is aan Davida ek dink die stigma is dat wat kan 'n blinde persoon doen? Hoe kan 'n blinde persoon werk? Wat kan 'n blinde persoon kan enigiets doen as hy sy mind reg het en as hy regtig waar gemotiveerd is, dan kan hy enige werk doen. Van 'n verkoopsman of 'n verkoopsvrou tot 'n prokureur, aanklaer, enige ding. Ek dink die wat ons elke dag faal is die bewusmaking. En dis kom moet ons 'n pleintjie gee aan juist die Hein Wagner Academy. Waar hy juist die inisiatief geneem het om blinde en gesiggestremde mense aan die computers bloot te stel. En hulle het nou ook so ver gegaan dat hulle ook 2 kursusse aanbied. So ek dink vir jou as ouer of wat sit met 'n kind wat nie weet wat hy kan doen nie, gaan kyk 'n bietjie van wat die Hein Wagner Stichting hulle doen, want hulle doen 2 kursusse. Die een kursus is office management en die ander kursus is bemarking. En juist die vraag wat mense by jou vra, maar hoe gaan 'n blinde persoon bemarking kan doen of hoe gaan hy 'n bemarker kan wees? Wil jy sê as jou kind niks het om te doen nie, gaan kyk op die Hein Wagner Academy en gaan enrol jou kind. Ja. En want daar is hoppe geleenthede. Ons sit op die geleenthede, ons sit en wag. Iemand moet na ons altyd toe kom, maar daar is 'n geleentheid en daar is altyd 'n uitkomkans. Okay. Nou so nou jy dan ook genoem dat jy ietsie wil doen vir ons jong span daar buite wat op die draaks en allerlei tipe van goeters is. Maar wat sal jou raad vir hulle wees as 'n jong man nog self? Ek dink die grootste probleem is die lewe het so verander dat jy kry nou streng kinders en gehoorsame ouers. Jy kry nie meer streng ouers en gehoorsame kinders nie. Ja. Ek dink dit begin alles by die huis. Ek dink hoe ons ons kinders oplei. Ek dink daar's obviously nog nie 'n boek van sê hoe moet jy jou kind groot te maak. Ja. En dit gaan altyd wees dat ek gaan streng is op my kind, maar as my kind my kans kry, gaan my kind dalk uitdraai en wat ook al terugval. Maar ek dink dit begin by die huis. En die raad is wat ek aan enige jong man en jong dogter sal gee is: eer jou vader en jou moeder, sodat daar 'n verlenging van daar by jou lewe gesit kan word. Amen. Ek dink op die einde van die dag, het ons so op beheptheid oor
wat ons buite kan doen en wat ons buite kan sien, want obviously ons ouers sien nie wat ons doen buite nie. Maar dit is die grootste gevaar daar buite, want ons stel onsself bloot aan enige ding en alles daar buite. Maar as ons net ons fokuspunt reg kan kry en ons ouers deel maak van wat ons doen. Because ek kan vir u vandag sê dat baie ouers weet nie die helfte van hulle kind se doen en late nie. Selfs as kom my kind uit die skool uit, die ouers is op die foon, die kinders is op hulle fone. Hulle weet nie of die kinders huiswerk het of wat hulle moet doen nie. Ek dink daar is net verby mekaar leef binne 'n huis. Dan vra ons onsself, is daar absent parents, maar hulle bly in die huis? Of wat is die probleem? En ek dink die probleem is dat ons gee nie uiting nie en ons luister nie noodwendig altyd wat ons se kinders vir ons sê nie. En ek dink dat ons moet meer as ouers, van die ouerskant af, moet ons meer onsself meer blootstel om in ons daaglikse lewe met ons kinders te kan sit en kan praat oor die daaglikse lewe. En vir jou as kind, gaan na jou ouers toe en praat oor die dinge wat jou pla. Jy hoef nie vir buite te gaan soek vir antwoorde en raad nie. Jou ouers kan ook jy raad gee, want jou ouers kom maar jou ouers was ook jong. So en bly weg van vriende wat jou in die afgrond wil hê. Kry jou vriende wat jou kan plus, kry ook vriende wat jou kan optel en kry jou vriende wat jou kan help tot by jou sukses. So ja. Baie dankie Zenovan vir daai mooi woorde daar aan ons jong span. Soos hulle sê, if you don't stand for anything, you will fall for anything. Ja, nee. En dan ek onthou, wat is sy naam? Neville Mentjies van Sewende Laan, Zayn Meas. Yes. Hy het 'n boek geskryf en dan die woorde wat hy daar uiter, hy sê, okay, dis nou nie vir almal nie, maar wat hy eintlik die boodskap wil oordra daar is waar hy sê, boys join gangs because they don't belong to a gang called family, led by a father, not led by a leader called father. So daai woorde is ook kragtig, nee, en in baie gevalle is dit maar die waarheid. En hy sê baie van ons jong dames wat dan nou so swanger dan ook word voor die tyd, is dat daar was 'n pa wat die arme meisiekind kan van kleins af vasgehou het en gesê het I love you en allerlei dinge nie. Hier word sy groot en hier kom die eerste boy en die boy sê I love you en daai woorde is soos die hemels vir haar en net daar gebeur die ding dan nou ook. So daai woorde is dan baie kragtig en daai tipe van goeders. Nou want ek ken jou nou al vir al die jare, maar ek het jou nog nooit gesien met 'n stokloopie. Is dit vir jou difficult soos hulle sal sê of hoe? Okay, so my antwoord op dit is altyd oral waar ek gaan beweeg ek altyd met mense. En mense is altyd hulle voordat ek nog 'n kar se deure oopmaak sal hulle dit vir my oopmaak. So ek dink as raak al so lank dat jy voel dat okay, ek gaan nou saam met familie. Hulle gaan in elk geval my help en so. Maar my kierie is by die huis. Ek het my juis van gesê ek gaan hom regtig waarvan nou af gaan ek hom gebruik. Regtig waar gebruik laat mense kan sien okay, ek het 'n kierie. Okay. Nie dat ek nie een het nie en dit is glad nie moeilik om hom te gebruik nie. Okay. Dis redelik maklik. Ek dink weer eens met tegnologie, as daar nou is van die nuutste kyns wat hulle het wat jou selfs waarsku van aankomende vervoer en yes. So ek dink dat maak ons se lewe net meer en meer gemaklik. Wow. Ja. Nou kan julle nou sien. Ek moet daaraan sê voordelig nie, voordelig, ja. So nou wil ek sê vir jou baie dankie vir wat jy vandag my gas is en wat ons so lekker met jou kan gesels het en 'n bietjie oor jou lewe gewees het, kan gesels het. So ek wil net vir jou sê baie dankie dat jy 'n voorbeeld dan ook is vir baie van die jong manne en veral daar in ons area en ons sirkel en dat baie mense, ek is seker baie mense kyk op na jou. Weer eens sê ek vir jou baie dankie en alles van die beste, lekker dag verder. Baie dankie vir die geleentheid
Baie dankie. Wel, daai was dan natuurlik my gas, Janovan Cornelius, en ek kan vir julle sê, it was absolutely amazing om te luister na sy stories, vir al die medaljes en die goeders en wat hy ook al doen. Just absolutely amazing. Ek gaan vir jou aanvra om vir ons net so 'n breekie te gee, wanneer ek